Jesus gaan voort en hy praat in Matteus 6 vers 14 en 15 oor vergifnis. Hy sê, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Dit is baie interessant dat hierdie teks amper soos 'n spieël is. Jy sien jouself daarin en hoe jy optree. As ons natuurlik weier om iemand anders te vergewe, dan wys dit dikwels dat ons nog nie ten volle besef hoe groot die skuld is wat God ons voor vergewe het nie. Vergifnis van 'n ander persoon is die vrug, die resultaat van 'n hart wat deur God se liefde aangeraak is. In Matteus 6 vers 12, die ons Vader, sê die Here, ons moet bid, vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Nou as jy nou mooi kyk na die konteks in hierdie gedeelte, waarna die Here Jesus hier verwys, dan behoort hierdie gedeelte eintlik te sê, vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree het. Dis waar dit begin. Ons moet eers vergewe en dan kom vergifnis ook na ons kant toe. Nou die gevaar is dat 'n mens nie wil vergewe nie. Dat jy nie bereid is om iemand te vergewe nie. Nou dit plaas jou in 'n moeilike posisie, want aan die een kant is dit so dat God jou nie kan vergewe nie. Dit is dit wat die Here Jesus sê. Nou daar's natuurlik baie scenario's waarom ons nie bereid sal wees om te vergewe nie. Die ander gevaar is dat ons persoonlik eintlik meer ly oor ons onvergewensgesindheid as die persoon wat ons nie wil vergewe nie. 'n Onwilligheid om te vergewe beteken mos nie dat ons nou nie hemel toe sal gaan nie. Dit is duidelik nie wat in daardie gedeelte staan nie. Nou wanneer die Here sê hy vergewe nie, kan dit dalk wees dat daardie skuldgevoel wat ons het, wat ons saamdra as ons nie vergewe nie, want dit is 'n feit. As jy nie wil vergewe nie, dan gaan jy op een of ander stadium daai skuldgevoel hê. Dit beteken dat God nie daardie skuldgevoel gaan kanselleer nie. Jy moet dit uitsorteer. 1 Johannes 5 vers 17 sê ook dan, alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is 'n sonde wat nie tot die dood lei nie. Dit kan dinge wees wat ons nie wil vergewe nie. Die korrekte is natuurlik, ons moet onvoorwaardelik vergewe. Ons word veral as gelowiges egter in ons innerlike mens aangespreek en aangemoedig om wel te vergewe. Vergifnis wat lank nodig is, oor iets wat lank jare gelede gebeur het, daardie vergifnis bring soveel bevryding en 'n nuwe siening van die lewe. Kom ons vergewe sommer reg van die begin af. Die Here Jesus sê, dis die regte ding om te doen. Loop mooi.